Dit gaan oor lewende water, het ons oor gepraat. Verlede jaar was dit erdekruike, hierdie jaar is dit lig. En alles wat ons leer uit hierdie temas uit, is wat ons in ons lewens toepas. En saam met dit het ons 'n Bybelleesprogram gedoen. Ons lees die Bybel, het ons nou vir 2 jaar saam deurgelees. Ons het hom kronologies deurgelees, soos gebeur het nie, soos die boeke in die Bybel voorkom nie. So ek wil hê ons moet maandag weer begin, dan gaan ons die Bybel weer deurlees. So almal van julle wat belangstel, gaan dit op die groepe sit. Ongelukkig is daar nou so 'n bietjie heel wat goed op die groepe. As jy nie op 'n groep is nie, dan vat jy die blou kaartjie, jy vul hom in, as jy inskakel, jy's buite Bloemfontein en jy wil op 'n groep wees, dan stuur jy vir my 'n WhatsApp. Jy kan my nommer kry, seker daar op Facebook en op die webwerf, en ek sal jou op een van die groepe plaas, en dan kan jy die leesprogram gaan hierdie jaar anders wees. Ons gaan 'n gedeelte die Ou Testament lees, en dan gaan ons 'n gedeelte in die Nuwe Testament lees elke dag. So ons begin maandag, en ons eindig volgende jaar na 365 dae, nie die 31 Desember nie, ons eindig weer hierdie tyd wanneer die gemeente begin. Goed, so wanneer die aktiwiteite almal weer begin, dit ek so sê. Dan het ons baie gefokus op uitreik, dit beteken evangeliseer, en dan geestelike groei en volwassenheid. Al hierdie goed is nie een en is nou afgehandel en slaan, ons vergeet daarvan nie, nee. Ons gaan nog steeds bly uitreik, en ons gaan traktaatjies uitdeel, ons gaan mense bearbei, ons gaan met mense praat, hulle wat straatwerk doen, ons gaan dit doen, en so meer, en elkeen van ons gaan dit doen, en ons gaan mense nooi na die dienste toe. Dit is baie belangrik, jy gaan vir mense die link van die boodskappe aanstuur, sodat hulle kan inskakel en kan luister. Soos ek ergens 'n begrafnis hou en ek ken die mense nie, of ek hou 'n diens en vertroue in mense vra vir my, dan gee ek vir hulle, kry ek hulle nommer en dan sit ek hulle op en dan kan hulle inskakel en hulle kan die dienste goed luister. U gaan verbaas wees hoeveel mense in Suid-Afrika op die platteland, ver afgeleë plekke, mense oor die wêreld, ek het al gesien Jordanië, Israel, baie Nieu-Seeland, Australië, Kanada, oral mense wat inskakel na die boodskappe luister. So jy kan uitreik. Dis nie net te sê ek moet altyd met een op een praat nie. Jy kan uitreik deur dit te versprei en ook na die tyd die klankgrepe, die MP3 formaat kan jy uitstuur. En dan lees ons die Bybel saam deur en ons groei geestelik volwasse. So dit is dan ons tema vir jaar. So net nou sal ek 'n bietjie na die ander verwys. Die lig van die wêreld. Kom ons lees vanmôre saam uit 1 Johannes 1. Baie welkom julle wat inskakel op YouTube, julle wat op die internet radio, op Ashura Hosting inskakel. Ons is so bly julle saam met ons en mag die Here vir julle saam met ons ryklik seën hierdie jaar. Kom ons lees saam uit 1 Johannes 1 en ons gaan die eerste vers saam lees van die eerste hoofstuk. Net 'n paar verse. Ons lees hier die woorde. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Johannes, die geliefde apostel, ons gaan nou hieroor praat in die aandklasse, in die Bybelstudie, gaan ons nou dit, die hele agtergrond vir julle gee. Hy sê, wat ons gesien het, wat ons getas het, daar's 'n rede hoekom hy dit sê. Gaan nie vanmôre daaroor praat nie, ons gaan in die aandklasse daaroor praat. Wie is dit? Johannes, die geliefde apostel, ons neem aan, hy was die jongste van al die apostels. Hy sê, weet julle wat, ons het Jesus aangetas, ek het op sy bors gelê. Hoekom sou hy sê, dis belangrik? As jy die aandklas bywoon, gaan jy hoor hoekom. Dan sê hy iets verder. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hy sê, weet julle wat, dit wat ons getas en gevoel het en gesien het en gehoor het, is die ewige lewe. En hierdie ewige lewe is Jesus en hy was by die Vader. En hy het aarde toe gekom en hy het mens geword. Want ons het gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En nou,
Ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. O, dis wonderlik. Blydskap volkome kan wees. Dat jy blydskap kan hê. Weet jy wat, die Bybel is 'n boodskap met 'n boodskap van hoop en van blydskap. Jy weet, baie keer dan voel jy, dan sê jy, maar Nardus, ek hou nie daarvan nie. Ek kom onder oortuiging, dit is, ek voel skuldig. Weet jy wat? Na die skuldig word, dan kom jy volkome blydskap, wanneer jy vrede met God vind. Moenie bang wees daarvoor nie, want jy gaan deurbreek en met die Here ontmoet, dan kry jy die wonderlike volkome blydskap en vreugde. En dit is wat hy hier sê. Hy sê, ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Toe ek daar by hom was en ek hom gesien het en hom gevoel het en getas het, en ek sien maar hy is die ewige lewe. Hier is die lewe. Hier is die lewe. Hy sê, weet julle wat? Dis die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Hy het vir ons iets gesê. Kom ons maak dit staan nie daar nie, maar kom ons maak dit nou daar. Die disippels is naby, miskien is Johannes die geliefde apostel daar aan die bors van Jesus. En hy is besig om met hulle te praat. En hy verkondig aan hulle iets, hy sê vir hulle iets, hy dra vir hulle boodskap oor. En hy sê, wat is die boodskap wat Jesus vir hulle sê? Hy sê, hoor wat sê hy vir hulle, wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Geen duisternis is in hom nie. Sjoe. Johannes, jy dink dit is belangrik? Ja, dit is belangrik. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir die wonder van u woord. Dankie dat dit geïnspireerd is. Al wil ons probeer, dink dit is nie. Al dink ons maar net, hier is woorde van God in die Bybel. Hierdie wonderlike swart letters op wit papier is geïnspireer deur die Heilige Gees. Wat u heilige manne gedryf het om te skrywe. En dit is vir ons so wonderlik om vanmôre hierdie wonderlike Bybel te kan lees, die woord van God, en vir u te kan vra, Here, kom maak dit 'n waarheid en 'n werklikheid in ons lewens. Dankie dat ons saam kan wees. Dankie dat ons gemeentejaar vanmôre kan begin met hierdie woorde. Ek is die lig van die wêreld. Help ons om te verstaan en te leer in hierdie volgende paar weke, wat beteken dit dat Jesus is die lig van die wêreld? En ons dankie dat ons saam kan wees. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Dankie vir elke kind daar in die kinderkerk. Dankie vir elke onderwyser. Ek bid dat julle sal seën, dat julle sal insig en wysheid gee om met daai kinders te werk en hulle die weg van saligheid te verduidelik. En vir ons ook hier, Here, dat u vir ons sal kom leer, dat u my sal leer en dat u, Here, vir ons sal u self openbaar. Dat ons hierdie verkondiging wat u vir die disippels gegee het, dat ons dit sal verstaan en dit in ons harte sal bære. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat deur moeilike tye gaan, deur stryd en beproewing en toetse, dat u ook vir hulle sal krag gee en hulle sal versterk en hulle sal bemoedig en hulle sal oplig en vir hulle sal help op hierdie pad. Dankie dat ons dit alles kan vra in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Lig. Lig is 'n prominente tema, boodskap in die Bybel. Sommige praat van 300, ander bronne sê van oor die 535 keer kom hierdie woord lig voor in die Bybel. In verskillende forme, in verskillende konteks, en dit word beide letterlik en metafories soos 'n beeld en 'n beeldspraak gebruik om verskillende aspekte, luister nou mooi, van God te beskryf. Weet jy wat, wanneer ek nou hieroor lees, is jy nou eintlik op 'n geweldige veld, is nou eintlik 'n fisika veld, is eintlik nou mense wat slim is, en hier's baie slim mense in ons gemeente op hierdie gebied, wat baie ver geleerd is, hulle kan ons nou eintlik baie meer vertel daarvan. Maar die probleem is, jy kan so diep daarin gaan, dat dom eenvoudige mense soos ek eintlik verlore raak langs die pad. En die gevaar is dat jy eintlik
naderhand met dit besig is en nie weet wat wil die Bybel vir ons sê nie. Maar jy kan nie eintlik mooi verstaan baie keer wat die Bybel vir ons wil sê as jy nie weet wat hierdie vergelyking is nie. En soos wat ek nou 'n bietjie hier deurgewerk het, worstel jy soms met sekere gedagtes en partykeer, as ek moet eerlik, sukkel jy om nou eintlik op die spoor te kom en ek sê altyd ek moet net eers daai beginsel kry. As jy net daai beginsel kry in die Bybel, as jy net daai lyn kry in die Bybel van die tema, dan lei die Bybel jou na die Bybel toe. En dit is wat wonderlik is van Bybelstudie. Dit maak jou opgewonde. En hoe meer ek hiermee besig is, hoe meer besef ek dat as ons nie, die Here nie aan ons gesê het, hy is die lewende water nie, sal ons nooit geweet het wie is God nie. Ons sou geen begrip gehad het van God en hoe groot is en wie is God nie. Ons as mense sou verskriklik gesukkel het. So wat die Here gedoen het, selfs daar aan Abraham as hy hom begin openbaar het, nou openbaar hy hom aan Abraham, dis hoekom hy dan vir Abraham sê, ek is die Here wat voorsien. En dan bou Abraham 'n altaar, want hier het hy ondervind dat God is 'n God wat voorsien. Want hy sou nie geweet het, God kan voorsien nie. En so kom die Here ook en hy gebruik beelde om vir ons te sê, in 'n metafoor, om vir ons te sê, eintlik wie hy is, en wat hy kan doen, en hoe hy werk in ons lewens. En dis hoekom hy vir ons kom sê, onder hierdie tema, God is lig. God is lig. So lig wil ons meer van God leer. Daarom sê Jesus ook, ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Hoekom sou hy sê, ek is die lig van die wêreld? Kan ons iets anders gesê het? Hoekom sê hy, ek is die lig van die wêreld? God is lig. Wat is lig? En hoekom sal lig so 'n belangrike rol in die Bybel speel? Hoekom sal God sê, ek is lig? En hoekom sal Jesus sê, ek is die lig van die wêreld? Hoekom is dit so belangrik, dat hy hom met lig vergelyk? Hoekom? Nou, ons moet 'n bietjie iets verstaan van lig. Is dit nie so nie, anders gaan ons nie weet nie. So kom ons kyk in die eerste plek, die betekenis van lig in beginsel. So as ons nou teruggaan, ons gaan na die slim mense toe, en ons gaan daar na Isaac Newton toe. En hierdie wetenskaplikes werk, en hulle dink. Dan sê hy vir ons, hy het 'n ligstraal as 'n bondel klein deeltjies voorgestel. Net wat beweeg. Niks verder nie. Toe in teenstelling met Newton het hierdie Christian Huygens gekom. Hy sê lig is golwe. En in sy werk het hy te kenne gegee dat lig soos klankgolwe in die lug of soos oppervlakgolwe in water voortgeplant word. Weet mos nou wat so golf. En toe kom daar nog iemand, James Clerk Maxwell, hier in 1831 tot 79, sy teorie oor elektromagnetiese golwe. So hy sê lig is elektries, maar is ook magneties, soos elektromagnetiese golwe. Dis nie net golwe nie. So elkeen dra by. So wat hy verder sê is, waaruit dit duidelik geword het dat sowel elektriese as magnetiese velde met golwe geassosieer kan word. Toe kom Einstein, hier van 1905 af, na aanleiding van eksperimente oor die foto-elektriese uitwerking van lig op die moontlikheid gewys dat afgesien van elektromagnetiese golwe, lig ook uit klein golfpakkies, en dis nou die woord, fotone bestaan. Nou, fotone is daai kleinste deeltjies. En hierdie woord fotone kom eintlik van foto in Grieks af. Lig. So, nou sê ons, hy sê, dis nie golwe net nie. Hy sê, dis nie net pakkies nie. Hy sê, dit is klein golfpakkies wat fotone is. So fotone blyk die kleinste moontlike ligeenheid te wees, met energie eweredig aan die golflengte en snelheid van die lig. Die gedrag van fotone herinner aan die deeltjie-teorieë van Newton,
Hoewel Newton deeltjies met voorplanting en nie met energie in verband gebring het nie. So sy deeltjies het hy iets anders bedoel, as wat Einstein uiteindelik gesê het. So wat sê dit vir ons altyd? Maar hierdie deeltjies van lig wat ons sien, as dit klaar gereën het, en die sonstrale gaan deur die water in die lug, en ons sien reënboog, rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Dit is maar net 'n sekere deel wat ons sien, maar daar's baie ander ligdeeltjies wat ons glad nie sien. Dis buite ons oog se bereik. En baie interessant, daar's honde, diere wat sekere lig sien wat ons nie kan sien nie. Nou, daar's radiogolwe, dis die langste golwe van TV. Daar's mikrogolwe, jy ken dit mos, mikrogolfwonde. Daar's infrarooi, hittestrale, wat ons baie keer as ons beserings het gebruik. En dan's daar sigbare lig. Ons kan dit sien, wanneer dit gebreek word, en ons sien dit, maar ons sien net hierdie, daai ander sien ons nie. Ultravioletstrale, jy voel hom as jy te lank daar op die strand lê. Dan X-strale, wat ons gebruik vir skandeerders. Dan gamma-strale wat, kan ek die woord gebruik, nog meer mind-boggling is. So, alles hierdie, lig, alles lig. Liggolwe bestaan uit 'n mengsel van elektrisiteit en magnetisme, daarom word hulle elektromagnetiese golwe genoem. Lig bestaan verder uit klein pakkies bekend as fotone, en besit eienskappe van golwe en deeltjies en staan bekend as golfdeeltjie dualiteit van lig. So uiteindelik het ons nou daar gekom. Nou baie mense het baie vrae en baie probleme. Die wetenskap in die Bybel en die Bybel in die wetenskap. Ek het 'n baie ander teorie met dit. Al wat ek vir u sê is, as jy en ek nie iets in die Bybel verstaan nie, en iets kom nie ooreen met wat jy ergens in die wetenskap is nie, is dit of jy, wat nie die Bybel reg verstaan nie, interpreteer nie, of is die wetenskap, wat ook nog nie iets reg geïnterpreteer het nie. Want kan jy nou dink van Newton tot hier by Einstein, maar weet jy van Einstein af tot waar ons nou is? Wat weet mense nou? So daai tyd toe Newton dit gesê het, het ons almal gesê, dit is presies alles reg. Maar toe is dit nie alles reg nie. So daar is ook nou nog goed wat in wetenskap mee worstel. Ek het net byvoorbeeld 'n bietjie gaan kyk, wat weet die wetenskap nog nie van lig af nie. Gaan Google dit bietjie, dan gaan kyk jy. Dan sien jy, daar is soveel wat hulle nog nie weet nie. So as ek al hierdie goed vir u sê, nou het hulle, want nie, nooit kan hulle hierdie deeltjies sien nie, hulle kan nie hierdie foton sien nie. En nou sê hulle, nou hier 2025, hulle kan hom, dit is miskien hoe daai deeltjie lyk. Wetenskaplikes sê nou, hulle het nou uitgevind, hoe lyk daai deeltjie? Maar dit is nie 'n foto wat hulle van hom geneem het nie, hulle het hom met die rekenaar, soos hy beweeg het, getrys. En hulle sê, hy lyk soos 'n suurlemoen. Weet nie. In belewenis, hoekom sal God sê, God is lig, Jesus, ek is die lig van die wêreld? Hoekom sal hy so iets gebruik? Die uitdrukking lig is lewe het 'n dieper betekenis. Wat ongelooflike van dit alles is dat lig is lewe. Word baie nou verbind met lewe. Hoekom is dit so? Omdat lewe afhanklik is van lig, om te kan lewe, het hierdie uitdrukking soveel betekenis gekry. Kom ek gee vir julle. Die Engels sê, without the sun, en so hier en daar sal ek bietjie iets Engels sit, want dis Engelse mense in die diens, net om hulle saam op die spoor altyd te kry. Earth, land, water and air would be frozen solid. So as die son nou ewe skielik ophou son wees, weet jy wat gaan gebeur op die aarde? Luister nou baie mooi. Die water en die land en alles gaan vries oor 'n tyd. Alles gaan vries. So die son is nodig vir lewe. Life on earth would cease to exist. Lewe op die aarde sal ophou bestaan.
That's because almost all living things rely on the steady light and the heat of sun. Behalwe 'n vuurvliegie, hy het sy eie lig. Baie interessant. So, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, sonder lig is daar nie lewe nie. En weet jy wat vir my baie interessant? Die aarde was woes en leeg. Gees van die Here het oor die aarde gesweef, vers 3, Genesis 1 vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees. Dit lyk asof God verstaan, wat is die orde van lewe? As daar nie leeg gaan wees nie, sal daar nie lewe wees. En ek glo hy het gesê, lig in beginsel. En mense het 'n probleem met die eerste wat God geskaap het, en dan op die 4de dag het hy die son geskape. Ek glo hy het in beginsel, en daar's baie verduidelikings daarvoor. Lig in beginsel het God geskape. Net die regte hoeveelheid van lig. Luister nou mooi. Dit help nie die son is daar waar hy is, maar hy's dalk te naby of hy's dalk te ver nie. Die son moet presies daar wees waar hy nou is, om lewe op die aarde moontlik te maak. En hy moet teen die hoek ook lê wat hy lê. Alles vir en hoe hy draai, en hoe hy om die aarde draai, en hoe die aarde draai, en hoe hy om die aarde draai, net die regte hoeveelheid van lig is nodig om te kan lewe, en vir die behoorlike ontwikkeling en funksionering van mense en plante en diere. So nou verstaan ons iets, hoekom sê God is lig. Hoekom sê hy, ek is die lig van die wêreld, want as ek nie daar is nie, is daar nie lewe nie. Lig is nodig vir biologiese prosesse wat in ons liggaam plaasvind. Al die prosesse wat in jou liggaam plaasvind, lig. Byvoorbeeld die korrekte metabolisme, jou bloedsomloop, jou hormoonbalans, alles van lig. As dit nie daar is nie, gaan dit nie bestaan nie. Lig sinkroniseer ook ons interne klok, waardeur ons liggame in 'n sekere ritme funksioneer. Hy stel jou klok, daai ingeboude klok van jou, hy stel hom. Blootstelling aan natuurlike lig help ons liggaam om Vitamiene D te produseer, help ons om te fokus, stel ons in staat om meer gedoen te kry en maak ons ook gelukkiger. Dis die waarheid, wie jy dit nou wil glo of nie, dit is so. Dis hoekom as jy lekker, vir my is dit baie keer baie lekker as ek daar op die kampgrond is en ek ry met die trekker en ek sny en ek is daar besig en goed. Ek voel sommer, ek voel. Toe ek hier lees, dink ek, weet jy wat, is oor ek bietjie buite is in die sonlig en ek buite is, dit maak lig jou gemoed. So jy moet nie daar in die kamer gaan en al die gordyne toetrek nie, ne? So as ek in die huis instap en al die gordyne is toe en daar's net sulke klein vensters, ek wil dadelik die vensters uitbreek en groot skuifdeure insit. Want ek kan nie donker hanteer nie. Donker is iets verskrikliks. En ons ou mense het mos altyd daai donker klein huisies gehad wat alles toegetrek is. Maar lig doen dit aan 'n mens. Om te verseker dat ons genoeg van hierdie noodsaaklike hulpbron kry, is die sleutel tot ons fisiese en psigiese welstand. So baie mense het net nodig om bietjie buite te kom en iets te gaan doen fisies. Sal julle baie goed doen. Het net dit nodig. God het nie verniet gesê, ek is lig nie. Hy het nie verniet gesê, laat daar lig wees nie. Jesus het nie verniet gesê, ek is die lig van die wêreld nie. Sonder sonlig sou daar geen plante, diere en mense wees nie. Daar sou geen ander vorm van lewe wees nie. Geen fossiele energiebronne so steenkool, olie en natuurlike gas sou beskikbaar wees om energie op te wek nie. Niks. Nou kom ons kyk bietjie na, as ons nou teruggaan. Lig is nodig. Hy vergelyk dit nou.
God is lig, Jesus is die lig van die wêreld. So as Jesus nie in my lewe is nie, dan kan my geestelike lewe nie funksioneer nie. So eenvoudig soos dit. En dis hoekom baie mense probleme het. Daar's in hulle geestelike lewe duisternis. Hulle kort die lig. Die lig van Jesus Christus in hulle lewe, hulle kort dit. Hulle het nie geestelike bloedsomloop nie, hulle het nie 'n gesonde metabolisme nie. Alles is uitwerking uit. Hulle het nie 'n geestelike klok wat hulle lei nie. Wat hulle beheer nie. Hulle maak en doen wat hulle wil, soos hulle wil. En hulle is ongelukkig. Om te verseker dat ons genoeg van dit het, sal dit jou geestelik en psigies help en ondersteun. Om te sien, moet daar lig wees. Lig skyn op 'n voorwerp, weerkaats dan terug na ons oë toe. Ons oë is sensitief vir sekere soorte lig, wat sigbare lig genoem word, dit wat ons sien wat ek genoem het. En God is vir die menslike siel wat lig vir die wêreld is. Dis wat hy eintlik sê. God is lig. Wat lig vir die wêreld is God vir die mens. En as jy God mis, dan mis jy alles. Dan leef jy op 'n aardbol in duisternis en donkerte. Jou hart klop, jou longe al asem, maar jy is eintlik geestelik dood. Is dit nie hartseer nie? Dat hierdie groot almagtige God, wat hierdie wonderlike skepping geskaap het, gaan 'n bietjie later daarna kyk, hierdie grootte van die heelal, weet jy, partykeer as ek daaroor lees, dan dink ek, nee, Nardus, los het, sal jou van jou kop afmaak, hierdie goed is enorm. Dit sal jou, jy kan nie indink van die grootheid van die heelal nie. As jy praat van afstande, dit is fenomenaal. Ons kan ons nie indink nie, ons kan dit nie bepaal nie, ons kan dit nie bereken nie. Dit is ontoeganklik. Sonder 'n inwonende God, vra my ek die vraag, wat is godsdiens? Sonder hierdie lig wat in my lewe inkom, Christus wat in my lewe kom en hy vervul my lewe, wat is godsdiens? Weet jy wat is godsdiens? Sonder sy alles deurdringende verspreide lig, wat vir die siel van die mens. Wat is die siel van die mens sonder daai lig? Wat is godsdiens sonder daai lig? Godsdiens sou 'n leedop wees, 'n dooie letter wees, en die siel 'n spoorlose wildernis, huilende woestynny, vol boosheid, vrees en ontsteltenis, en altyd getuister deur verwesenlikende verwagting van toekomstige, opeenvolgende, permanente, voortdurende, eindelose ellende. Vriende, is ons verbaas dat ons samelewing so stikkend is. As ek nou teruggaan hier, dink jy nie ons samelewing is 'n spoorlose wildernis nie? Nie, ons mensdom hardloop hier, maar hulle is in 'n woestyn. As die spore nie, hulle het nie rigting nie. Luister, hulle is huilende in 'n dorre, leë, barre woestyn. Boosheid, vrees en ontsteltenis. Dis deel van die mens se lewe. Want hulle tas hier in die donker rond, hulle voel. Hulle is nie vir hulle lig nie. Altyd getuister. Wat se verwagting sal daar wees? Wat kan daar wees? Sal daar iets beters wees? Eindelose ellende. Ons wêreld het dan ellende. Is dit nie verskriklik? As jy nou daar ry in die straat en daar lê iemand. Ag, hy lê so daar op die paadjie in die middel.
dronk. Hy lê daar in slaap. Baie keer dink ek, dis 'n wonderwerk, hulle ry nie meer mense dood. Hulle lê daar so. Almal ry en loop om hulle. Maar weet jy wat? Hoeveel mense lê so? Maar weet jy wat, party van ons lê geestelik ook so. Ons lê so. Alhoewel ons nie in vodde, in 'n middelmannetjie van 'n sypaadjie lê nie. As ons geestelik 'n woestynheid. Soos uitvoeling. Geen wonder dat die apostel dis die eerste en die groot beginsel neerlê nie. Dit is die essensiële boodskap noem wat hy van Christus ontvang het aan die wêreld oordra. Lees saam met my. Dis die verkondiging, vers 5, wat ons van hom gehoor het. God is lig. Luister julle wat die brief lees, luister julle wat 2026 in Ebenezer gemeente sit, luister, God is lig. En as jy die lig gemis het in jou lewe, is alles gemis. Want lig is lewe. En het jy al agtergekom in die evangelie van Johannes en in Johannes, hoeveel praat ek van lig en lewe? Lig en lewe. Dis verder 'n baie gepaste embleem van die suiwerheid, van die perfeksie en die goedheid van die goddelike natuur. Dit beskryf vir ons hierdie ontzagwekkende groot God, maar dat hy nie net groot en ontzagwekkend is nie, maar dat hy skoon, rein, suiwer, heilig is. Ek wonder of u al Psalm 104 gelees het. Ai wat die Bybel sê, blaai soontoe. Psalm 104. Dit is so pragtig, vers 1. Loof die Here o my siel. Here my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Wat U self omhul het met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Hy sê, U majesteit, U heerlikheid. Hy sê, maar U het U omhul met 'n tent, met lig rondom U. Geen wonder die leiers en die profete soos Moses daar by die brandende bos, toe hy daar gekom het hy sy skoene van sy voete afgetrek, sê Moses, want die grond waarop hy staan is heilige grond, want hierdie bos brand en hierdie bos brand nie uit nie, want dit is lig. En dan sien Jesaja hom op 'n hoë en 'n verhewe troon, en Seraf sy 2 vlerke, hulle bedek hulle aangesig, 2 hulle voete, 2 vlieg hulle, dan roep die een Seraf die ander een toe, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskaar, van die heerlikheid van sy troon, wat hom omhul, moet Seraf hulle aangesigte bedek. Ek wonder, hoe sal dit eendag wees? Ons kan ons nie indink nie. Hierdie majestueuse groot God. In hom was lewe. Johannes 1 vers 4. En die lewe was die lig van die mense. Lig en lewe. Hy sê in hom was lewe en die lewe is die lig van die mense. Dis hoekom Johannes sê, weet julle wat, ek het hom gesien, ek het hom getas, ek het hom gevoel, ek was by hom, ek het aan sy bors gelê. Weet julle wat, dit is die ewige lewe. Gaan sê vir die mense, God is lig. Hulle is in duisternis. Hulle moet lig toe kom. Gaan sê vir hulle. Kom lig toe. Kom lig toe, ons hou. Wanneer ons iets verkeerd doen, hou ons nie van die lig nie. Nee. Ons wil daar in die donker wees of in die skemer wees. Maar hy sê lig toe. Hy sê ek is die lig van die wêreld. Augustinus het hierdie woorde gesê.
Jesus Christus het 'n kragtige bekering, het Augustinus gehad, het 'n goddelose lewe geleef. Toe kom hy tot bekering, daar in die tuin gesit. Hy sê die woorde, Jesus Christus, u lig skyn ook in my. Laat dan nie my twyfel of donkerte my skaad. Open my hart vir u liefdeswerk. Skyn ook in my. Lig is een van die mees verstommende voortbrengsels van God. Het hierdie lig al op jou geskyn? As jy nou weer daar in die portaal is en jy kyk na daai prent, sien die troon van God. Sien daar staan iemand daar so. En daai ligstrale het hom getref. Sy lewe het verander. En as jy weer mooi kyk na daai prent, sien daar sit iemand daar so. Die lig het hom nog nie gevang nie. Hy's naby, hy's nog nie daar nie. Miskien is jy vanmôre een van daai bevoorregtes. Hy is die lig. En hierdie lig is die lewe, die ewige lewe, dit het in my geskyn en het my lewe getransformeer, radikaal verander. En ek het daai blydskap, my blydskap volkome kan wees. In vergelyking met hierdie man wat hier sit, wat die lig nog nie in sy lewe het. Hy loop in 'n donker woestyn. Hy soek sy pad, hy tas. Hy kry net nie. En jy vanmôre daar in jou sitplek sit, sê Here, hierdie jaar, laat hierdie lig op my skyn. O, laat dit in my skyn. Laat ek ook vir hy volkome blydskap kan hê. Vreugde, sekerheid. En as kind van die Here ook daai wonderlike vreugde, my lewe behaag die Here. O, dis 'n wonderlike fris en 'n volkome rustende blydskap in jou siel. En as jy nog nooit daar gekom het nie, staan op my vriend. Kom lig toe. Kom na hom toe. Sê vir hom, skyn Here Jesus. Kom. Amen. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons môre kan hoor, God is lig. Dit wat ons vir jare en eeue mee besig is om te worstel. Hoe is lig? Hoe werk lig? Wat maak lig? Hoe kan lig so vinnig beweeg? God is lig. By hom is alles moontlik. Hy het gesê, laat daar wees, en daar was. Hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. Ek bid u, help ons om na u toe te kom, hierdie jaar, in die lig te lewe, tot eer en verheerliking van u naam. Amen.